Goeiemôre geliefdes vir ons Here Jesus Christus. Welkom vanoggend in die huis van die Here. Dis 'n voorreg om hier saam met u te kan wees in hierdie oggend, om ook saam met u die woord van die Here te kan oordink. Geliefdes, as voorsang gaan ons net so sit, dan sing ons saam Gesang 213. Gesang 213, die Heer het opgestaan, die Heer het waarlik opgestaan. Ons gaan net die eerste vers sing terwyl ons so sit. Geliefdes, ons gaan geleentheid gee vir stilgebed, en na die stilgebed gaan ons as voorbereidingslied saam sing Gesang 95, die Onse Vader. Ons gaan dit staande saam sing ook as gebed in hierdie oggend, as ons stil word voor die Here. En dan kan u vir die lofsang oopmaak by Gesang 264. Gesang 264, daarvan gaan ons sing vers 1 en vers 2. Gesang 264 vers 1 en 2 as loflied. Geliefdes, maar kom ons sit net so, dan word ons stil voor die Here. Amen. Die Here is koning, laat die volke bewe. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van Christus Jesus ons Here deur die werking van die Heilige Gees.
Amen. Geliefdes, ons gaan luister na die wet van die Here, soos wat dit opgeteken is in Eksodus 20, en na die wet gaan ons saam sing Gesang 79. Gesang 79, en daarvan gaan ons sing die 3de vers. Gesang 79, en ons sing saam vers 3, na die wet. Dan kan jy ook oopmaak by Gesang 84. Gesang 84, daarvan gaan ons die 4de vers sing, na die belydenis van ons geloof. Gesang 84 vers 4, na die belydenis van ons geloof, en Gesang 79 vers 3, na die wet. Kom ons luister dan nou na die wet van die Here. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie naaste se huis begeer nie. Jy mag nie naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie.
Geliefdes, ons lees in Johannes 3 vanaf vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie. Maar hy wat nie glo nie, is al reeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die eniggebore seun van God nie. Geliefdes, aan elkeen daarom wat met 'n ware berou en opregte geloof wil toevlug neem tot die enigste verlosser Jesus Christus, verkondig die woord van die Here vergifnis van sonde. Maar elkeen wat die genade verwerp en in die sonde bly leef, aan hom verkondig die woord van die Here dat hy toorn en straf van God oor hom sal bly, vir solank as wat hy ook in die sonde bly volhard. Geliefdes, ons aanbid 'n genadige God, wat sy seun gestuur het, nie net om aan die kruis te sterf nie, maar om ook uit die doodheid op te staan en te lewe. En daarom kan ons lewende geloof in die drie-enige God bely, deur die woorde van die 12 artikels in ons harte saam te spreek. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus se eniggebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing saam Gesang 84 vers 4. Geliefdes, die Here spreek met ons in hierdie oggend uit sy woord uit Matteus 28. Matteus 28 en ons gaan lees vanaf vers 1. Matteus 28, ons lees vanaf vers 1 tot 10. En laat na die Sabbat, toe dit begin lig word, teen die eerste dag van die week, kom Maria Magdalena en die ander Maria om na die graf te gaan kyk. En daar kom 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. En sy gedaante was soos weerlig en sy kleding wit soos sneeu. En uit vrees vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Maar die engel antwoord en sê vir die vroue, moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar hy gelê het en gaan haastig. Sê vir sy disippels, hy het opgestaan uit die dode en gaan voor julle uit na Galilea. Daar sal julle hom sien. Kyk, ek het julle dit gesê.
en het haastig weggegaan van die graf met vrees en groot blydskap, en gehardloop om dit aan sy disippels te vertel. En terwyl hulle op weg was om dit aan sy disippels te vertel, kom Jesus hulle met eens te en sê, wees gegroet. Toe kom hulle nader en gryp sy voete en aanbid hom. En Jesus sê vir hulle, moenie vrees nie, gaan heen en vertel my broeders dat hulle na Galilea moet gaan, en daar sal hulle my sien. Geliefdes, so ver die woord van die Here. Salig is elkeen wat dit hoor, dit in sy hart bewaar. Kom ons word stil voor die Here in gebed. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, vanoggend word ons voor U stil met die wete, U is die skepper van hemel en aarde. Ons hoef nie daarin te twyfel nie. Ons kan net na die natuur om ons kyk en ons sien hoe U dit steeds onderhou. U stuur reën wanneer dit nodig is. U gee sonlig wanneer dit nodig is. U voorsien vir alles wat ons nodig het om te leef, kos, klere, water. U is die grootte God. En U het ook voorsien in die grootste offer nodig. U het U seun gestuur om aan die kruis te sterf vir ons sondes. Maar Here, hy het ook opgestaan. U seun het die dood oorwin. Hy het die hel oorwin, hy het die duiwel se kop vermorsel en hy leef. En deur hom kan ons ook oorwinnaars wees. En Here, dat wanneer ons die opdrag hoor om dit vir die disippels te gaan vertel, die Here het opgestaan soos hy gesê het, dat ons haastig daardie boodskap sal uitdra. En Here, dat as U ons wegstuur, gaan vertel dit vir my broeders, dat ons haastig dit sal gaan doen. Ja, Here, gebruik ons as boodskapper in hierdie wêreld, sodat elke knie voor U kan buig en elke mond kan bely, U is die Here. Spreek nou met ons. Here, rus ons ook toe met wat nodig is vir ons om hierdie opdrag uit te kan voer, sodat ons kan sê, dit alles vir die koninkryk van God. Here, ons bid dit en ons vra dat U ook nou dit wat skeiding maak tussen ons en U sal wegneem. Werk met die Gees dat die woord nie net leeg sal wees nie, maar dat ons dit opreg sal inneem, sal aanneem en sal gaan uitleef. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus. Opstanding Sondag was 'n besonderse dag in die geskiedenis. Want op hierdie dag het die profeseë wat vir duisende jare vertel is, waar geword. Die Here Jesus Christus het die lydensweg end uitgestap. Aan die kruis het hy gehang en sy lewe gegee en in die graf is hy neergelê. Hy het ter helle neergedaal om op die derde dag weer op te staan uit die dode. Om so die slang se kop finaal en al te vermorsel, soos wat ons reeds in Genesis 3 die belofte ontvang het. En dit was so 'n besonderse dag dat die Christelike kerk dit tot vandag toe nog herdenk. Elke keer as ons op 'n Sondag, die eerste dag van die week, na die huis van die Here toe kom, dan herdenk ons die opstandingsdag. Dit is waaroor Sondag gaan, die opstanding van Christus, waaroor ons weer dink. Tog kan dit nie anders as om ons te herinner aan die woorde van Jesus aan die kruis. Net voordat hy sy laaste asem uitblaas, dan sê hy, dit is volbring. Dit beteken, sy werk hier op aarde is voltooi. Hy is deur die vernedering nou in sy vernederde posisie gewees, hy het aan die kruis sy lewe gegee. Hy het vir ons sondes betaal.
sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie. Hy het die lydensbeker leeg gedrink sodat ons dit nie hoef te doen nie. Hy het God se wil voltooi. Sy werk is klaar. Nou kan jy dalk sê, ja, maar na die opstanding is daar nog 40 dae wat Jesus op aarde is. Nog 40 dae wat hy moes arbei, nog 40 dae wat hy besig was en geliefdes, ja, daar is 40 dae tussen die opstanding en die hemelvaart, maar Jesus is nie in hierdie tyd nog besig met sy verlossingswerk. In hierdie 40 dae is Jesus besig om sy disippels toe te rus, die nodige toerusting te gee, dat hulle nou die opdrag kan gaan uitleef, om getuies te wees in Jerusalem, Judea, Samaria, en tot aan die uithoeke van die aarde. En as getuies, moet hulle ook gaan vertel van Jesus, van sy kruisdood, die offer wat hy gebring het, hoe hy vir ons gesterf het. Maar geliefdes, die opstanding, die kruisiging sonder die opstanding is te vergeefs. As Jesus nie uit die dood uit opgestaan het nie, het die kruis nie veel sin gehad vir ons nie. Hy moes die dood oorwin. Hy moes die duiwel se kop vermorsel. En deur sy opstanding leef ons ook, en is juis van hierdie lewe wat ons moet gaan tuig teenoor die wêreld. Dit is presies die opdrag van die disippels. Op Pinkster sal hulle krag ontvang van die Heilige Gees om die boodskap die wêreld in te gaan dra. Maar in die 40 dae voor hemelvaart is dit nodig dat ons ook so 'n bietjie gaan dink aan hoe Christus ons toerus om hierdie opdrag uit te voer. Die eerste voorbereiding vind ons al vanoggend by die graf. Net nadat Jesus opgestaan het, net nadat die vrou hom gesien het, kry ons die eerste deel van wat ons moet gaan doen. Christus wat ons uitstuur. Ons het verlede week gesien, die graf is leeg. Vanoggend het ons weer gelees, die vroue wat daar by die graf kom sien, dat Jesus nie daar lê nie. Die engel het neergedaal uit die hemel, hy het gaan sit op die grafsteen, hy het dit weggerol, en daar sê hy die goeie boodskap vir die vrouens. Jesus is nie hier nie. Hy het opgestaan soos wat hy gesê het. Geliefdes, ons sien die vrouens wat eens ver weg was van Jesus af, wat van 'n afstand af die kruis beskou het, wat van 'n afstand af die graf aanskou het, hulle kom nou na Jesus toe. Hulle hardloop hom tegemoet, om by sy voete neer te gaan val. En geliefdes, dit was ons. Ons was ver weg van Jesus. Ons moes na hom toe gehardloop het. Ons moet by sy voete neerval. Ons moet hom aangryp. Ons moet hom aanbid. Ons moet hom volg tot in Galilea, waar ons hom uiteindelik sal sien. Nou, liefdes, dit klink na 'n klomp moeds. Dit klink geforseerd. Dit klink wetties. En niemand hou van 'n wettiese geloof nie. Niemand hou daarvan om gesê te word, ek moet die Here aanbid. En tog, as ons hierdie boodskap van die opstanding hoor, is daar iets wat hier binne ons gebeur. Dat dit nie meer 'n moed uit dwang is nie, maar my binneste verander sodat ek nie anders kan as om dit te wil doen nie. Dis my binneste wat my dryf om dit te moet doen. Om by sy voete te wil neerval en om te moet aanbid. Die vrouens se optrede wys iets van hierdie verandering. Ons sien hoe hulle met vrees en blydskap oorval word. En haastig na die disippels toe hardloop. Haastig, want hulle kan dit nie meer inhou nie. Hulle wil dit gaan vertel vir die mense. Ja, dis hierdie vrees, hierdie blydskap wat juis hulle dring om gehoorsaam te wees, eerste aan die engelse opdrag en dan aan Jesus se opdrag. Want die engel sê, gaan na die disippels, gaan vertel vir hulle die goeie nuus van die opstanding, hardloop na hulle toe. En op die pad sien hulle vir Jesus.
Hy stuur hulle, gaan sê vir my broeders. Nou geliefdes, dis 'n besonderse gedeelte nie net in die geskiedenis nie. Dis besonders want voor Christus se groot opdrag in Handelinge wat hy die disippels uitstuur, apostels maak van hulle om getuies te gaan wees, gee hy hier alreeds die opdrag. Gaan vertel my broeders. Geliefdes, die vrouens kan nie anders nie. Daar by die graf, as hulle besef Jesus se graf is leeg, gebeur daar net iets. Daai selfde oomblik kom iewers in ons lewe ook. Die graf wat ons tot 'n besef kom, dis leeg, is daardie oomblik wat jy waarlik tot geloof kom. Daardie oomblik dat jy besef, maar Christus is wie hy is. Hy is wie hy gesê het, hy het opgestaan, hy het die dood oorwin. Die oomblik wat ek dit aanvaar as die waarheid, kom ek tot 'n dieper besef, 'n geloof in hom. Dis in daardie oomblik wat ek besef, maar die beloftes van Johannes 3 is ook myne. Dat elkeen wat glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. As ek sy graf wat leeg is, besef en ek aanvaar dit as waar, dan het ek ook deel aan die opstanding, dan het ek deel aan die lewe. Dan word ek met vrees vervul, soos die vrouens daar by die graf. Vrees wat 'n diepe onsag, 'n groot eerbiedigheid en 'n onuitspreeklike liefde in ons werk vir Christus, vir alles wat hy aan ons gedoen het. En dis hierdie vrees wat die vrouens bring tot aanbidding. Dis hierdie vrees wat hulle op hulle knieë voor Christus bring, dat hulle die voete aangryp en hom aanbid. Dis hierdie vrees wat ons moet lei om voor sy voete stil te gaan word. Maar tog word hulle ook met blydskap vervul, blydskap oor dit wat Christus gedoen het, dat hy hulle ook gered het, dat hy vir hulle die dood oorwin het. Dit behoort by ons hierdie diepe besef op te wakker. Geliefdes, dan kan ons dit nie meer inhou nie. Dan begin dit uit my uit te borrel. Dan wil ek hardloop om die wêreld van hom te gaan vertel. Met groot opwinding wil ek vir elkeen wat bereid is om te luister van Christus se opstanding vertel. So word die vrouens dan gestuur, gaan vertel die boodskap aan my broeders. Gaan vertel dit aan die volgelinge van Christus. En geliefdes, ons moet ook van die opstanding van Christus teenoor ons broeders in Christus getuig. Ons het vanoggend 'n geleentheid daarvoor. As ons nou daar by die koffie by mekaar kom en ons kuier lekker saam, het ons 'n kans om weer oor die opstanding te gesels. Het ons 'n kans om teenoor mekaar te getuig van Christus wat die dood oorwin het. Maar geliefdes, op pad na die disippels toe het die vroue eers vir Jesus teëgekom. Hulle het 'n opregte ontmoeting met Christus gehad daar op die pad en is dit nie wat die erediens is nie? Ons het vanoggend hier 'n opregte ontmoeting met die Here Jesus Christus. Hoekom word ons nie meer opgewonde om hier uit te gaan en oor die Here te praat nie? Hoekom het ons nie meer daai dryf om by sy voete neer te val nie? Hoekom hardloop ons nie meer by die deure uit om die wêreld van Christus te vertel? Geliefdes, want ons elkeen ontvang daardie opdrag. Gaan vertel my broeders. Gaan vertel die disippels. Gaan vertel hulle dat hulle na Galilea moet gaan, want daar sal hulle vir Jesus sien. Ons elkeen
hierdie opdrag om te gaan getuig. En daarom is die belangrike vraag vanoggend, hoekom doen ons dit nie meer nie? Hoekom praat ons nie meer van Christus se opstanding nie? Hoekom het ons so gemaklik geraak om agteroor in ons stoele te sit, want iemand anders sal dit mos doen? Elkeen van ons word gestuur. Gaan wees my getuie in hierdie wêreld. Hoekom doen ons dit nie meer nie? Is dit dalk tyd dat ons terug moet keer na die graf toe? Is dit dalk tyd dat ons weer moet besef, die graf is leeg vir ons? Is dit dalk tyd dat ons waarlik tot geloof moet kom? Want as ek glo, dan werk die Heilige Gees so in my, dat ek nie kan stil bly oor die evangelie, dan wil ek dit gaan vertel. Dalk is dit nodig dat ons vanoggend net weer die ondersoek moet instel. Wanneer laas het u vir iemand vertel van Christus? Wanneer laas het u gepraat oor die graf? Of is dit iets wat net met Paasfees moet gebeur? Wanneer laas het u daardie vriend, daardie familielid wat jare terug kerkloos geword het, aan die skouer gevat en gesê, kom ontmoet die Here? Wanneer laas het u so iemand na die erediens toe genooi? Hoekom doen ons dit nie meer nie? Ons het die opdrag om ywerig die boodskap te gaan uitdra. En vanoggend het ons die voorreg om manne in ampte te bevestig. Manne wat hulle bereid verklaar het om juis hierdie opdrag ook te gaan uitleef, want die diaken is nie net daar om die fisiese behoefte na te kom nie. Die diaken het ook die opdrag om in die geestelike behoefte van die gemeente te werk. Hy moet nie net die fisiese brood vir die mens vat nie, hy moet die brood van die lewe aan hulle bedien. Die ouderding is getaak om saam met die bedienaar van die woord erns te maak met die geestelike groei van hierdie gemeente, om die mense te bearbei en op te bou. Ons word geroep om ywerig ons geloof uit te gaan dra. Maar geliefdes, dis nie net die kerkraad se verantwoordelikheid nie. Dis elkeen van ons se verantwoordelikheid. Elkeen van ons word geroep om die opdrag te gaan uitleef. Gaan vertel die wêreld, Jesus Christus leef. Mag die Heilige Gees ons in die uitlewing van hierdie opdrag ook lei. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, Here Hemelse Vader, dankie dat U ons geroep het en ons stuur om die boodskap uit te dra, die graf is leeg. Die Heer het opgestaan, die Heer het waarlik opgestaan. Here, gee dat ons dit met ywer sal doen. Dat ons vir die wêreld dit sal gaan vertel, dat ons oral waar ons gaan, U woord sal verkondig. Dankie dat U ons roep tot hierdie taak. Maar dankie ook dat U vir ons die Gees stuur, waar ons oor 'n paar weke by Pinkster weer gaan dink aan die uitstorting van die Heilige Gees, dat ons nie op onsself hoef te vertrou nie. Maar Here, stuur ons ook nou ywerig hier weg, om aan die wêreld te gaan verkondig, die Here het opgestaan. Ons bid dit alles nie in onsself nie, ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons gaan nou oor na die lees van die formulier vir die bevestiging van kerkraadslede, en ek vra dat die verkose broeders asseblief hier voor die kansel sal verskyn.
Geliefdes van die Here, volgens die Ou Testament het God sy verbondsvolk veral deur 3 ampte laat bedien, naamlik profeet, priester en koning. Die Here Christus het hierdie 3 ampte in homself verenig, kragtens ons verbondenheid aan hom en gesalf met dieselfde Heilige Gees as hy, beklee elke Christen die ampt van gelowige as profeet, priester en koning. Uit die Nuwe Testament blyk dat God steeds sy verbondsvolk deur gelowiges laat bedien, wat veral op een van 3 amptsterreine funksioneer. Die leraar profeties, die diaken priesterlik en die ouderling koninklik. Sy doel daarmee is om die gelowiges toe te rus vir die dienswerk en om die gemeente as liggaam van Christus op te bou. In die Bybel is dit duidelik dat 'n amptdraer bekend moet wees as iemand met 'n lewende geloof, met 'n begeerte om vir die Here te werk, wat bekwaam is om te onderrig, wat ook gewillig is om daarvoor toegerus te word, en wat die Heilige Skrif voortdurend en ernstig ondersoek. Verder moet 'n amptdraer onberispelik wees, die man van een vrou, nugter, ingetoe, fatsoenlik, gasvry, in alle opsigte betroubaar en met die Gees van God vervul. Geliefde broeders, na ernstige gebed tot God is u tot hierdie ampte verkies. Aangesien daar geen wettige beswaar teen u leer en lewenswandel ingebring is nie, gaan ons nou ook voort om u in hierdie ampte te bevestig. Broeder ouderling, u dra as opsiener en rentmeester van die huishouding van God die verantwoordelikheid vir die opbou en geestelike versorging van hierdie gemeente. U moet toesien dat alle gemeentelede hulle in belydenis en lewenswandel soos lewende lidmate van die kerk van Jesus Christus gedra. Volgens die voorbeeld van Christus moet u herderlike taak dienend uitvoer. Deur voorbring, huisbesoek en siekebesoek moet u die lidmate bystaan, vertroos, bemoedig met God se woord en in hulle geloof versterk. U moet ook vir die dooplidmate verantwoordelikheid neem, sodat hulle gelei en geleer word om die Here te ken en te dien. Die onordelikes en die onverskilliges moet u in liefde vermaan. Volgens die bepalings van die kerkorde moet u teen diegene wat in sonde volhard met die kerklike tug optree, sodat hulle tot bekering kan kom. Gee ook ag op mekaar en op die leer en lewe van die bedienaar van die woord, sodat alles tot opbouing van die kerk mag strek en geen vreemde leer voorgedra word nie. Daarvan lees ons in Handelinge 20 vers 29, waar die apostel waarsku dat goed gewaak moet word teen wrede wolwe wat onder die kudde van Christus mag inkom. Waak oor die erediens en sorg vir die onderhouding daarvan. Werk met ywer en oorgawe mee aan die uitbreiding van die koninkryk. Hou toesig oor die suiwere bediening van die woord en dra sorg dat die sakrament nie ontheilig word nie. Van die instelling van die diakensambt wat voortvloei uit die barmhartigheid van God waarmee die skepping onderhou, lees ons in die Handelinge van die apostels. Aan die begin het die apostels self die bediening van die armes behartig. Hulle die gawes wat gegee is, ontvang en aan elkeen uitgedeel volgens hulle behoeftes. Maar toe sommige van die weduwees in die versorging oor die hoof gesien is daar op aandrang van die apostels manne gekies wat in die besonder die bediening van die armes moet behartig. Van die tyd af is die diakenambt in die kerk onderhou. Die diaken moet getrou en ywerig die bydraes en goedere wat gegee word, versamel en bewaar. Hulle moet ook nougeset sorg dat die middele tot ondersteuning van die armes gevind word. Hulle moet die redes vir die nood ondersoek en so ver moontlik bestry. Hulle ambt behels ook die uitdeling wat hulle met onderskeiding en versigtigheid moet nakom. Verder is dit goed dat nie net met uiterlike gawes nie, maar ook met troostwoorde uit die woord van God aan die armes en noodlydendes hulp verleen word. Die diakens moet die gemeente bemoedig en aanspoor om mekaar se laste te dra en getrou te wees in die diens van barmhartigheid, in navolging van Jesus Christus, die knegt van die Here. Verder is die taak van die diaken om diens te verrig by die viering van die nagmaal en by die erediens. Geliefde broeders, u moet nou op die volgende vraag opreg antwoord, sodat elkeen kan hoor dat u bereid is om hierdie diens te aanvaar. Is u daarvan oortuig dat God self deur sy gemeente u tot hierdie besonderse ambt geroep het? Aanvaar u die Ou en Nuwe Testament as die ware en onfeilbare woord van God en as die volkome leer van die saligheid? En verwerp u alle leringe wat in stryd is met die Bybelse waarhede,
so saamgevat in die 3 formuliere van eenheid. Beloof u om u amp soos dit aan u voorgehou is, getrou te vervul, as ouderlinge in die kerkregering saam met die bedienaars van die woord en as diaken in die diens van barmhartigheid. Beloof u om tot eer van God te lewe en om u in alle om u aan die kerklike regering opsig en tug te onderwerp. Wat is hierop u hoorbare antwoord voor God drie-enig? As ouderling broer Bennett, as diaken broer Stefan. Geliefde broeders, wees getrou in u dienswerk en in die ernstige ondersoek van die Heilige Skrif. Wees 'n voorganger vir die hele gemeente. Wees gewillig en blymoedig in die nakoming van die roeping. En gemeente, ontvang hierdie amptdraers as gestuurdes van die Here. Bid vir hulle en werk met hulle saam. En stel u self ook beskikbaar om toegerus te word as profete, priesters en konings in diens van Christus. Ek wil vra dat die broers staan, dan bid ons net saam. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, U het geroep. Deur die gemeente het U roepstem uitgegaan en U het dit bevestig in hierdie broeders se harte. Hulle het ook nou die amp aanvaar met 'n ja voor die drie-enige God. So dra ons hulle aan U op. Here, werk deur hulle in hierdie gemeente. Gebruik hulle as instrumente in U hand en gee vir hulle die nodige ywer en krag om ook hulle amptswerk uit te leef. Here, ek lê hierdie broeders by U voete neer. Here, die taak is nooit maklik nie, maar vir U is dit die moeite werd. En ons doen dit nie net halfhartig nie, ons doen dit met volle oorgawe. Daarom bid ek dat U hulle ook so sal gebruik. Ons dink ook aan hulle families. Here, U het gesien dat dit nie goed is dat ons mans alleen is nie, en daarom het U 'n hulp gemaak vir ons. 'n Hulp wat by ons pas, 'n hulp wat ons dra en ondersteun. Here, en so is dit ook in die amp. U gee vir ons vrouens wat ons ondersteun in hierdie werk. Wees ook met hulle. Maak hulle hande sterk om hierdie manne te ondersteun om hulle dienswerk uit te leef. Here, seën hulle werk. Here, seën dit wat hulle ook gaan doen, dat dit so gedoen sal word dat U koninkryk daardeur uitgebrei word. Ons bid al hierdie dinge nie in onsself nie, maar ons bid dit alleen in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons gaan nou die seën toesing oor die broeders, Psalm 134, die 4de vers, en ek wil vra dat die broers vir ons na die gemeente toe sal draai. Ons gaan staan en sing ons saam Psalm 134 vers 4. Daarna gaan ek vra dat oom Dries en oom Dani, Dani van Miljoen vorentoe sal kom saam met my om die broeders net ook geluk te sê. U kan draai na die gemeente toe, dan sing ons saam Psalm 134 vers 4. Broeders, u kan nou weer die plekke gaan inneem, dankie. Geliefdes, as slotsang sing ons saam Gesang 270. Gesang 270, ons sing saam vers 1 van Gesang 270 staande.
waarna u ook staande kan bly vir die seën. Geliefdes, ontvang dan nou die seën van die Here en gaan lewe in sy liefde en vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees sy met u elkeen. Amen. Geliefdes, ek wil net vir Tannie Ronel sê baie dankie vir die speel van die orgel vanoggend. Ekskuus, ek het vir Tannie so 'n bietjie langer vasgehou as wat Tannie wil, maar sterkte ook vir die erediens by die hervormers, stuur ons groete asseblief ook vir hulle. Geliefdes, ons gee dan nou geleentheid vir die opneem van die offergawes. So 'n bietjie op 'n ligter noot. Ek sien daai lig begin so flikker. En as jy na 'n toneel gaan kyk, gewoonlik voor die toneel begin, dan flikker die lig so om eintlik maar te sê die mense moet nou inbeweeg, dis nou tyd dat almal moet stil word en goed. Nou wonder ek, is daai nou 'n teken vir my dat ek nou moet stil bly hier na die erediens dat die lig so begin flikker. Ja, dis sommer nou net op 'n grappende wys. Tyd is op. Ek wag nou net dat iemand so begin wys hier dan. Geliefdes, dan op 'n bietjie ernstiger noot. Ek het aan Janel praat die week wat verby is, so 'n bietjie oor 'n klomp goed, en een van die dinge waarop ons toe nou die gesprek op uitloop is dankbaarheid in 'n gemeente. En hoe in al die jare wat aan Janel al hier betrokke is, daar nog nooit bekleierery onder ons kerkraad was. Daar was nog nooit 'n gestryery of 'n debatvoering of enigiets nie. Ons mense werk net altyd so lekker saam. En my opmerking oor dit was toe gewees, maar daar waar Christus die hoof van die koninkryk is, daar waar Christus in beheer is van sy kerk, daar kan ons nie beklei nie. Want ons dien nie die mense nie. Dis nie ons eie gevoelinge waaroor ons praat nie. Ons is instrumente in die hand van God. En is lekker om deel van so 'n gemeente te wees. En ek beleef dit nou met Chanel wat ingekom het as 'n vreemdeling in die gemeente en die liefde waarmee u haar aanvaar het. Daai liefde is so skaars in die wêreld vandag. En is so besonders van hierdie gemeente. En ek wil dankie sê dat ons as gemeente saam die Here kan dien. Maar daarmee saam wil ek ook sê, kom ons bly bid dat die Here ons nederig sal maak. Dat dit nie ons opgeblaas sal maak en dat ons begin dink ons is beter as ander mense nie. Ons is in diens van God en ons moet sy diens, sy eer uit gaan leef oral waar ons gaan. Maar dis lekker om deel van 'n gemeente soos hierdie te kan wees.
Geliefdes, ons voorbring, ons dink aan ons gemeente en al ons lidmate. En besonders dink ons ook vandag aan die nuwe kerkraadslede wat bevestig is. Baie geluk eerstens, dis 'n voorreg om in die ampt te mag staan, dis uitdagend, dit vra opofferinge, maar elke Christen behoort daai opofferinge te kan maak. Ek sê altyd, ek verwag van die kerkraad niks minder as wat ek van die res van die gemeente verwag nie. Want ons moet ons geloof uitleef in die ampte. Maar sterkte vir die werk wat vir u voorlê. Tannie Rina, Sandri, sterkte vir julle ook. Julle mans is net so sterk soos julle wat agter hulle staan, en ons weet julle gaan hulle ook ondersteun in die ampte wat hulle nou beklee. Daarmee saam wil ons vir oom Dries sê baie dankie. Oom Dries is al 14 jaar wat hy in die ouderlingbanke gesit het. Dis 14 jaar van harde diens, baie werk wat oom gedoen het. Ons waardeer dit. Ons waardeer die opofferings wat oom gemaak het, maar oom gaan wel rus, maar ons gaan nie vir oom los nie. Ons gaan oom nou meer as ooit inspan. Maar baie dankie vir alles wat oom gedoen het, ook uit daardie ampt uit. Nou kan oom die wit daar so bietjie gaan los en bietjie rus, maar ons is nog nie klaar met oom nie. Geliefdes, dan dink ons in ons gebede nog aan Tannie Christa van Miljoen. Sy was laas naweek en die week in die hospitaal gewees. Ons is bly Tannie is hier, dit gaan beter, ons is baie dankbaar daarvoor. Tannie gaan in Junie iewerste nou vir die verwydering van die galblaas vir die operasie. Ons dink ook aan Tannie daarin en vir die voorbereiding wat nodig is daarvoor. Ons weet die Here is ook in beheer daar. Geliefdes, dan Louis Niemand het, wanneer was dit, donderdag aand, woensdag aand, het sy blinde darm gebars en hulle het toe 'n noodoperasie gedoen. Dit gaan goed met hom. Hy is nou al uit die hoë sorg of die ICU, ons is nou nie seker wat se een nie, geskuif na die mindere saal toe. So ons is baie dankbaar daarvoor. Die infeksietelling is ook besig om af te neem. Die Here is goed, maar ons dra hulle nog in ons gebede ook op dat die Here die volkome genesing ook sal bring. Geliefdes, dan huisbesoek buite die normaal kan u my of die kerkraad kontak en ons kom so vinnig as moontlik by u uit. Dan vra ons dat u ook solank ons kerkskiet adverteer. Dit begin al hoe nader te kom. Dis net so bietjie meer as 'n maand nog weg. Vertel vir almal, stuur die boodskap uit, stuur die advertensie uit. Die 23ste Mei en merk dit self op u kalenders. Dis 'n lekker dag van hard werk, maar ook lekker saam kuier. Dan vra ons ook as u pryse of donasies en skenkings kry, dat u met Tannie Elsa sal praat, dat sy dit ook net in die beplanning kan inwerk. Vra ook waar u besigheid doen en waar u met mense te doen kry vir skenkings en donasies, asseblief, ons het dit nodig. Susters, Blom en Teebeerd vir die maand April is week 2. Ons nooi almal saam om 'n lekker koppie koffie of tee saam met ons te kom drink. En dan vra die susters vir klere vir die klerebank so voor die winter. As u nou kaste uitskuif en omruil en skoonmaak, daardie klere wat nog mooi en netjies is, wat u net nie weer gaan aantrek nie, bring dit asseblief, dat ons dit ook weer in die klerebank kan kry. En laasweek het ek die uitnodiging gegee, maar ek doen dit weer. Gaan kyk asseblief na die klere wat daar is. As u iets wil vat dit asseblief voordat ons dit skoonmaak en dit weg is. Dan verbondsonderrig open nou na kerk in die saal vir les, of hier in die kerk vir les 9. Boodskappers vir maand in April is in die saal beskikbaar. Die vorige maand se tema was tyd gewees. Hierdie maand se tema is ruimte. Gaan kyk, vat vir die eksemplaar, lees asseblief. Is baie interessant. Verjaarsdag vandag is Tannie Lentjie Kotse. Ons sê vir haar baie geluk met haar verjaarsdag en ons bid vir haar die Here se seën toe ook in hierdie nuwe lewensjaar. Dan huweliksherdenkings, die 14 April is oom Piet en Tannie Mariana van Sail. Ons bid vir hulle ook die Here se seën toe in hulle huwelik vir hierdie nuwe jaar en nog baie jare wat voorlê. Geliefdes, dan wil ek vra, daar is 'n klomp granietstene wat ons op die gedenkmuur sit. Daai stene het almal gekom, dit staan hier buite, lê dit in my bakkie agter op die klap. Sal die klomp jong manne en die ou manne en almal wat kan net gou help dat ons dit uit my bakkie uitlaai en sommer hier in die badkamers net bære asseblief. Dis so 30 stene, as ons almal inspring is dit vinnig verby, maar ek het asseblief u hande nodig gou daarvoor. Geliefdes, kom ons gaan drink 'n koppie koffie, kom ons kuier lekker saam, dan hoop ek u het 'n geseënde Sondag en 'n geseënde week.